Goeiedag, kan jy glo dat ons vandag al reeds by die laaste van ons video sessies is? Ek bid dat jy reeds jouself binne in sy storie ontdek het. In die afgelope sessies het ons gesien dat God van die heel begin af deel was van ons as mense storie. Hy het homself aan ons kom openbaar en betrokke geraak in ons wêreld. Die volgende bekende skrifgedeelte som dit so op. Johannes 3 vers 16 en 17, julle ken dit. God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het immers nie die seun na die menswêreld toe gestuur om die mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur hom verlos kan word. God het die mens lief. Hy wil jou lei na oorvloedige lewe. Daarom stuur hy sy seun sodat ons verlos kan word van ons sonde, ons verlede en ook van onsself. Hy ons kan lei en ons die hart en lewensbeginsels van wie God is kan leer ken. Ons ingesteldheid moet een wees van vertroue in hom en gehoorsaamheid aan hom. Dit bring ons by 'n plek van intieme verhouding tussen Jesus en ons. Ons sal soekend wees na sy inspraak in ons lewe en om in te nooi binne in ons lewensspasie in. Ons leer om sy betrokkenheid, sy stem en sy leiding raak te sien in ons lewensstorie en 'n ontvanklike hart daarvoor te hê. Dawid beskryf hierdie intieme verhouding so mooi in Psalm 139. Van vers 1 en 2, julle ken hierdie. Here, u deursoek my en u ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Hy gebruik die woord deursoek, wat ons na 'n persoonlike verhouding met God neem. Dit is nie net God wat sy algemene wette op ons lewens kom afdruk nie. Nee, hy stap met elkeen van ons 'n persoonlike pad. Hy neem tyd om jou hart te leer soek, om jou te leer ken. Hy ken jou by die naam. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet wanneer jy stoei. Hy weet ook waar jy moet groei om oorvloedslewe te kan beleef. Dawid help ons verstaan dat Jesus deel van ons storie is. Psalm 139 gaan dan aan. Dan sê hy, of ek op pad is en of ek gaan lê, elke oomblik weet u waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet u presies wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. God is in ons storie. Nou moet ons hom net toelaat binne in ons storie. Jakobus help ons met hierdie ingesteldheid wat ons moet inneem wanneer Jesus sy storie in ons lewe kom skryf. Jakobus 4 vers 6 sê, God is egter besig om ons steeds meer genade te gee om aan hom getrou te wees. Daarom sê die skrif, God weerstaan die hoogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. Hy gee van sy kant af genade en inspraak, maar ons moet wegbeweeg van 'n plek van hoogmoedigheid na 'n plek van nederigheid. Hoogmoedigheid is 'n plek waar ek dink ek kan die lewe sonder Jesus lewe, vanuit my eie krag en my eie wysheid. Nederigheid is waar ek in eerbied en ontzag voor die Here staan en hom innooi in my lewe in. Jakobus moedig ons aan om Jesus in te nooi binne in ons lewensstorie. Jakobus 4 van vers 7 af sê, wys dit dus dat julle van God afhanklik is, deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Kom nader aan God en hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef, julle sondaars. Maak julle harte skoon, julle twee gesigte, wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Jakobus herinner ons om nader aan God te kom. Dit sal meebring dat hy nader aan ons kom. Wat bedoel hy hiermee?
Daar is mos geen afstand tussen Jesus en ons nie. Hy het mos kom woning maak binne in ons. Ja, daar is geen afstand nie, maar Jakobus verwys na ons ingesteldheid. Ons moet geleenthede skep waar ons bewus kan raak van sy stem in ons lewe. Dit is soos 'n kar se radio. Die radiostasie se uitsending golwe is in die lug, maar ons moet eers die radio instel sodat hy die radiostasie uitsending kan opvang. Skep geleenthede waar jy kan stil raak en jy kan afsny van al die geraas van sosiale media, die nuus, negatiewe invloede en jou gedagtes ensovoorts. Kom nader na hom weer, tyd in jou binnekamer te skep, om stil te raak en te luister, om geleenthede soos Sondagdienste belangrik te ag, waar jy jouself net kan afsny van die geraas en jy tydens die aanbidding en preke God se inspraak kan hoor. Jy gaan Jesus se stem hoor sê dat jy kind van God is, dat jy geregverdig is en dat jy in 'n posisie van geen afstand is nie. Jy gaan Jesus se stem hoor oor groeiareas in jou lewe. Jy gaan jou nuwe identiteit ontdek en leer om jou optrede te belyn met wie jy regtig is. Jy gaan groei in karakter om meer soos Jesus te lyk. Jy gaan Jesus se stem hoor oor sy drome wat hy oor jou lewe het. Jy gaan hoor, wat is die regte keuse wat jy hier moet maak? Hoe jy jou kind moet grootmaak? Hoe jy moeilike mense moet hanteer? Waar daar groeiareas in jou lewe is. Lees net weer saam met my in Jakobus 4. Wys dus dat jy van God afhanklik is, deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Kom nader aan God en hy sal nader aan jou kom. Was jou hande van die sonde wat daaraan kleef, julle sondaars. Maak julle harte skoon, julle twee gesigte wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Hy noem dat daar verskillende stemme in jou lewe is. Daar is die stem van die duiwel. Daar is ook jou eie stem en dan is daar Jesus se stem. Ons word uitgedaag om ons eie begeertes neer te sit en nee te sê vir die vyand se stem. Jesus se stem word dan die een wat ons hoor en waarna ons luister. Ons wil dan gehoorsaam wees aan God se wil en sy begeertes vir ons. Salomo se wyse woorde herinner ons aan die volgende in Spreuke 1 vers 7. Kennis begin met die eerbied van die Here. Net dwaase verag wysheid en dissipline. Spreuke 2 vers 5 sê, dan sal jy weet wat dit beteken om respek te hê vir die Here. Jy sal leer om God te ken. Wanneer respek, eerbied en ontzag vir God my na 'n plek van vertroue neem, dan raak ek soekend na meer en meer kennis van hom. Ek raak soekend na sy hart en na sy wil vir my lewe. Die woord kennis in die ou Hebreëse geskrifte verwys na kennis wat die mens kry van 'n intieme verhouding met hom. Eerbied, respek en ontzag neem my na 'n plek waar ek in 'n intieme verhouding met Jesus staan om aan sy voete te sit en te leer van sy beginsels. Ek raak 'n disipel van Jesus, waar ek 'n lewenslange student van hom wees. Ek bid Dawid se gebed in Psalm 16, vers 11 voor jou. U wys vir my die lewenspad. In u teenwoordigheid is vreugde en aan u regterhand is daar blydskap vir altyd. Mag sy goedheid en guns en heerlikheid binne in jou storie elke dag vir jou groter